Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Markus 14 vanaf vers 32. Kom ons lees saam. Hulle het toe by 'n plek met die naam Getsemane gekom en hy sê vir sy disippels: "Sit hier terwyl ek gaan bid." Hy neem vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom en hy het ontsteld en benoud begin word. Wanneer ons aan Getsemane dink, sien ons dit dalk net as 'n plek. 'n Tuin waar Jesus gebid het voor sy kruisiging. Maar as ons mooi kyk, sien ons dat Jesus nie net 'n fisiese ruimte binne gegaan het nie, maar ook 'n diep emosionele ruimte van eerlikheid en kwesbaarheid. Hier, in die stil ure van die nag, ervaar hy 'n innerlike stryd en hy weet, dis wat voor lê. Dis lyding, die verlatenheid, die kruis. Alles emosies wat op daai nag deur sy lewe spoel. En sy reaksie is nie om dit te ignoreer of te onderdruk nie, maar om dit eerlik voor God te bring. Markus beskryf hoe Jesus ontsteld en benoud geword het. Matteus voeg by dat Jesus sê, "My siel is diep bedroef tot die dood toe." Dit is nie die prentjie van 'n afstandelike, onaantastbare Messias nie. Dis die prentjie van 'n seun wat homself blootstel, wat eerlik erken hoe hy voel en dit met sy Vader en sy naaste disippels deel. Ek's diep bedroef. Ek kan sien hoe die trane rol, ek kan sien hoe hulle dit beskryf as bloedsweet. Dis 'n angstige oomblik, 'n angstige moment in Jesus se lewe. En hy deel dit. Hy hou dit nie vir homself nie. Jesus rasionaliseer nie. Hy sê nie dit is nie so erg nie. Ek vrees nie eintlik nie. Ek sal regkom. Hy minimaliseer nie sy gevoelens nie. Hy gee nie dit bloot oor aan 'n blote plig of roeping sonder om eers daarmee te worstel nie. Nee, hy doen iets anders en hy gee dit vir ons in hierdie tyd. 'n Ander manier van hoe ons met ons lyding en met ons worsteling werk. Hy sit met sy emosies en bring dit opreg na sy Vader. Hoe anders is dit van hoe ons dikwels met ons eie pyn omgaan? Weet nie van jou nie, maar ek het soms op 'n plek waar ek dit toemaak, vir myself hou. Selfs nie eerlik met myself is daaroor nie. Ek dink dit sal verbygaan. Maar die uitnodiging van Jesus in Getsemane is om dit te bring, om eerlik te wees met dit neer te sit, te sê hoe dit is. En wanneer ons met verlies, hartseer, teleurstelling of vrees te doen kry, doen ons dikwels die teenoorstelde van wat Jesus doen. Ons veg. Daar's 'n begrip wat ons oor praat, veg of vlug. Wel, eerste ding wat ons doen is ons veg teen ons emosies. Ons hou ons besig, vermy stilte, probeer beheer uitoefen. Of ons vlug van ons emosies. Ons verdoof ons pyn met afleiding, vermaak of selfs selfvernietigende gewoontes. Of sommige sal sê, ons vries. Ons raak emosioneel afgesluit, isoleer onsself en probeer die seer wegsteek. Ons dra dalk glimlagte terwyl ons innerlik worstel. Ons wil nie erken hoe bang of oorweldig ons voel nie, want ons is bang vir oordeel, of dalk selfs vir God se reaksie. Wat sal God dink? Wat sal mense dink as ek myself so blootstel? Maar Jesus wys ons 'n ander manier, 'n uitnodiging tot 'n nuwe manier van leef, 'n ander manier om met lyding te werk. Wat as ons tydens hierdie lydenstyd vir Jesus vra om ons te help, om ons diepste vrese, pyn en vrae voor hom te bring, sonder skaamte of vrees? Jesus se eerlikheid het nie sy geloof verswak nie. Dis iets wat ek dink ek en jy moet hoor. Sy eerlikheid het nie sy geloof verswak nie. Dit het dit wel verdiep. Dit het hom nie van sy roeping weggeneem nie.
het dit hom voorberei om dit te dra. Dis amper 'n paradoks. Hy wen deur te verloor. Net so is ons eie kwesbaarheid nie 'n teken van swakheid nie, maar van afhanklikheid. Ek gee myself, ek gee oor. Om ons vra, ons vrese en ons seer vir God te bring, beteken nie dat ons swak of ongeestelik is nie. Dit beteken dat ons God werklik vertrou met alles in ons lewens, selfs hierdie tye. Dis 'n lewe van eerlike afhanklikheid. Mag ons in hierdie tyd, ek wil dit herhaal, leer om nie ons lyding te vermy nie, maar om dit saam met Christus te dra. Mag ons leer om eerlik en oop met God en ons medegelowiges te wees. Mag ons verstaan dat ons geloof nie net beteken om sterk te wees nie, maar ook om kwesbaar te wees. Want daar in die tuin van Getsemane het Jesus vir ons 'n pad gewys. 'n Pad van eerlikheid, van gebed, van oorgawe. En hy nooi ons om dieselfde te doen. Miskien is daar vrae wat ons eerlik mee kan worstel. Vrae soos, wanneer laas het jy werklik oop en eerlik met God gepraat oor wat in jou hart aangaan? Of het jy dalk die neiging om jou hartseer, vrees of twyfel vir God weg te steek? Of is daar mense in jou lewe met wie jy regtig eerlik kan wees oor jou vrese en seer? Getsemane, ons Getsemanes, is nie die laaste woord nie. Jesus se lyding en worsteling het nie sy verhouding met die Vader verbreek nie. Dit het hom die krag gegee om die pad van gehoorsaamheid te stap. Ons eie Getsemane oomblikke is dikwels die tye wanneer ons dieper ontdek dat God werklik by ons is. Wanneer ons ons pyn eerlik na God toe bring, open ons onsself vir sy genade en sy teenwoordigheid, wat ons die krag gee vir die pad vorentoe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het U wysheid nodig, ons het U leiding nodig, U ontferming. Help ons met ons eie Getsemanes, in Jesus naam. Amen.